Goeiedag, dis nou wat, 17 July. Vandag tag iemand my by 'n Facebook groep. Hulle wil eintlik hê ek moet daar aansluit, maar ek stel nie eintlik belang nie. Die Facebook groep se naam is Truth and Solidarity Movement. En hulle claim alles wat hulle daar post is die truth. Hier's een van hulle posts wat hulle gepost het nou as die truth. Hulle sê, en dit kom van Iran af. Iran Army, dis wat hulle claim, wat hulle sê, the US attacks will not reopen Hormuz. All 17 US bases in the region have been destroyed. Dis wat hulle claim. Nou hierdie ouens post nou hierdie ding op daai blad wat sê Truth and Solidarity Movement, en is nou gebase as die Kamastagi Truth. Nou kyk ek so deur die comments daar, ek nie eintlik baie tyd om te lees hier, so ek het nie al die comments gekyk nie. Ek kan nie glo dat enige intelligent wit ou, veral wit ouens, jy weet ons, Afrikaners, wat ek vermoed het ons, ek het gedink altyd ons het hoër vlak of intelligence as die res van die wêreld, maar ek was verkeerd, ons is maar nie dieselfde. Maar kan jy glo so baie ouens glo vas, dis die waarheid. En hulle verkondig het is die waarheid. Iran wat claim al die 17 military US bases is destroyed nogal in die Middle East. Nou as dit so is, hoekom is al my makkers wat daar employees nog steeds daar? Op dieselfde basisse. En waar kom hulle daaraan? Maar mense sal eerder, dis die probleem. Daar's mense wat anti-American is, jaloers op Amerika omdat dit te goed gaan met hulle, of whatever die geval is, whatever hulle rede is dat hulle anti-American is. Christen, wit ouens, Afrikaners soos ons. Hulle sal eerder 'n radikale moslim terrorist support as wat hulle eers net waag om te sê Amerika doen iets goed. Nee, dit kan nie wees nie. Ons support eerder 'n radikale moslim terrorist. Jy weet daai een wat met 9-jarige dogters trou en sulke dinge doen. Hulle kan nie oor hulle hart kry om iets so goed te sê oor Amerika nie, so dan support hulle maar die terroriste. Soos ek lees nou van die comments daaronder. En ek kan nie glo dat mense glo dis die waarheid nie. En hulle reshare dit, versprei dit as die waarheid. Intussen, is die waarheid wat aangaan, tussen het daar nog 'n nag verby van strikes op Iran. Daar's nou strikes gedoen op brûe en paaie wat vervoer, logistieke vervoer kan bring na die Weskus van Iran toe. Om die Strait of Hormuz, die ouens daar wapens so goed te gee om te skiet op die skepe wat verbykom. Daar's plekke op die Weskus van Iran en weer gestryk oornag. En dit gaan net voortgaan. Dit is nou al hoe groter en groter. Die blokkade is terug in plek. En intussen is al 3 skepe teruggedraai. Een skip is uitgehaal. Nie uitgehaal nie, gedisabled. Hulle het 'n Hellfire missile in die smokestack afgeskiet. Tot hy binne in die engine kamer kom en daar ontplof. Dit is so akkuraat Hellfire missile is, by the way. Goeie missile, ons gebruik op ons Apaches. Ons gebruik op ander plekke ook, maar ons het dit oorweldigend op die Apaches gebruik. So een skip is ondiensbaar gestel met 'n Hellfire en 3 ander is teruggedraai en die US Marines het een van hulle geboord, want hulle wil nie hoor nie. So, die ding is terug op Iran, die choke point is terug, allerhande sanksies is terug teen hulle en niemand kan met hulle besigheid doen nie. En wat ek nie kan verstaan nie, as Iran Kamastag volgens hierdie selfe mense wat so aan Iran IRGC's lippe hang, as hulle Kamastag nooit dan 'n nuclear wapen wil bou nie, hoekom keer hulle so ernstig dat ons nie gaan kyk nie? Hoekom? Vra jou daai vraag af. Hoekom sal hulle nog steeds probeer keer dat die Amerikaners of die international community ingaan en inspeksies doen aan hulle plek? Hoekom keer hulle so druk? Dis maar 'n vraag wat jy vir jouself kan afvra. Wel, dis dan vir vandag. Geniet die dag verder. Cheers. Vergeet maar van al die propaganda. Daar word gesprei van Iran met Kamastag al ons basisse vernietig het. Is 'n lieg storie. Maar jy kan dit glo as jy wil. As jy laat beter voel, go for it. Geniet die dag.